Liewe vriende, ek wil net sê baie welkom vir elkeen van u by hierdie kosbare Pinksterreeks en ons is dankbaar vir elkeen wat ook so die tyd uitgekoop het om vanaand ook hier saam met ons te kan wees en dis voorwaar ook vir my 'n voorreg om ook so te kan besig wees met hierdie Pinksterreeks en daar is altyd soveel seën wat ons ook hieruit kry en wanneer ons ook kom met daardie verwagting dat die Here ook so ons beroon, want die Here sê in sy woord dat as ons hom soek, dan sal ons hom vind en wanneer ons na hom vra met ons hele hart, dan sal ons hom ook so vind en mag daar altyd 'n ernstigheid by ons wees wanneer dit ook so kom by die Here en by sy woord. Nou vriende, voordat ons vanaand dan nou gaan voortgaan, gaan ek net eers vir ons 'n gebed saam doen. Ons gaan net ons harte stil maak en ons gaan die Here vra dat hy net ook so opnuut net weer vanaand dan ook deur sy woord met ons elkeen sal kom praat. So kom ons sit net so, dan doen ons 'n gebed saam. Wonderlike Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanaand ook so in die huis te kan wees en Here, dankie dat ons vanaand kan getuig van u goedheid en van die getrouheid en Here, dat ons ook so kan getuig dat u die een is wat ons deur die dag gedra het en Here, wanneer ons ook terugkyk na hierdie dag, dan getuig ons dat was dit nie vir u gewees nie, dan sou ons hopeloos gewees het. Was dit nie vir u goedertierenheid wat ons vanmôre opgewek het en ons deur die dag veilig gehou het nie, dan sou alles te vergeefs gewees het. Maar dankie dat ons vanaand, Here, ook so in u kan rus en dankie dat ons vanaand as u kinders, Here, ook weet dat ons in u 'n veilige plek het en dat u ook so ons rots is en dat u ook so die plek is waar ons kan skuil en waar ons ook so, Here, ook net ons hart voor u kan stil maak en dankie ook vir dit wat u vir ons doen. Dankie, Here, dat u genade ook vir ons genoeg is en dankie dat ons ook so die geleentheid kan gebruik om ook net u naam groot te maak en ons weet, Here, dat ons so afhanklik van u is en ons wil ook net opnuut net weer vanaand ons afhanklikheid voor u kom bely en ag Here, ons wil kom bid soos wat daar die kosbare koortjie of daar die kosbare Halleluja lied wat sê, gaan my nie verby o Heiland, gaan my nie verby, wyl die ander seën Heiland, seën ook so vir my. En Here, dat ons werklik daar die brandendheid sal hê om ook so te luister na dit wat die Gees aan die gemeente wil sê. En Vader, dat ons werklik erns sal maak en dat ons ook so hierdie dinge sal bepeins en ek het so ook deur die dag, Here, het ek gedink hieraan dat hoe gou gebeur dit dat ons ongehoorsaam is, hoe gou kan dit gebeur dat ons nie ag gee op dit wat die Gees vir ons kom sê nie, hoe gou kan dit gebeur dat ons in die vlees wandel en Here, dat ons ook dan so die teenoorgestelde doen as wat u eintlik van ons vra. Maar help ons vanaand, Here, dat ons opnuut net weer sal besef die groot verantwoordelikheid wat ons het, maar terselfdertyd dat ons ook sal besef dat daar vir ons hoop is en dat ons nie moedeloos sal raak nie, maar dat ons moed sal skep in u en dat ons sal verbly in u en sal weet dat u is met ons, maak nie saak wat nie. Wil u vir ons ook nou kom help vanaand en wil u ook so verheerlik word in en deur dit alles. In u groot naam alleen bid ek dit. Amen. Nou, liewe vriende, soos wat u weet, is ons dan nou tans besig om dan nou te kyk ook in besonders na hierdie tema van die Heilige Gees en heiligmaking en ons het Sondagoggend het ons dan nou in kort, wat ons, of nie in kort nie, maar het ons dan nou in besonders gekyk na 1 Petrus hoofstuk 1, na hierdie ernstige oproep tot heiligmaking en ons het ook dan nou, wat ek vir daardie vers voorgehou het in 1 Tessalonisense 4 vers 3, wat die Here sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. En dan ook so 1 Petrus 1 vers 2 wat sê uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees. So hierdie verse wat net vir ons hierdie gedagte saamvat van die oproep tot heiligmaking en dan ook so die feit dat die Heilige Gees dan nou ook so hierdie werk in ons kom doen en die verantwoordelikheid wat ons het om te luister en te doen dit wat die Here van ons vra. En toe het ons gisterand begin kyk na die heel eerste aspek van die vrug van die Gees, naamlik liefde en wat ons ook dan nou gesê het dat hierdie is die fondasie van al
al die ander vrugte wat ons dan nou ook vind, of althans die ander vrug wat ons nou ook verder gaan bestudeer. En ons het ook gekyk en ons het gesien dat hierdie vrug van liefde vind sy oorsprong in God die Vader. Die Vader openbaar hierdie liefde vir ons deur sy Seun Christus Jesus, maar hy openbaar ook hierdie liefde vir ons deur die feit dat wanneer hy ons kom red, wanneer hy ons kom nuut maak, dan kom toon hy ook sy liefde vir ons daarin. En ook wat ons gesê het dan, is dat hierdie liefde ontvang ons dan nou, wanneer ons gered word, wanneer die Gees in ons kom woon, dan ontvang ons hierdie liefde en het dit 'n uitwerking op ons lewens, want ons het gekyk na hierdie liefde wat ons ontvang, dit vloei uit na 'n liefde vir die Here en vir sy woord, 'n liefde vir die dinge van die Here, en dan vloei dit uit tot 'n liefde vir kinders van die Here, en dan laastens vloei dit uit op 'n liefde vir verlore siele. En wat ons dan nou stilgestaan het by daardie belangrike gedagte, dat 'n kind van die Here wat 'n liefde sal hê vir verlore siele, hy sal nie wil hê en toesien hoe siele verlore gaan sonder dat hy hulle nie gewaarsku het nie. En daardie belangrike opdrag wat ons dan nou ook het om ander te waarsku en te vertel van die ons gaan dan vanaand verder kyk na dit wat die Here vir ons wil kom leer uit Galasiërs 5, en ons gaan dan net weer saam lees daar vanaf vers 16 tot en met vers 26 wat ons dan weer sal saam lees, en u sal ook sien die opskrif van hierdie gedeelte is die werke van die vlees en die vrug van die Gees. So ek gaan dan net weer vir ons dan voorhou daar vanaf vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar, en hierdie woordjie maar, vriende, dui vir ons die kontras aan, so hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge verskoon tog is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelike eer wat mekaar uithard en mekaar beny nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou, liewe vriende, ons gaan dan nou weer voort om te fokus dan op vers 22, wat vir ons dan sê die volgende, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En so wil ek dan voortgaan om dan vanaand met ons te praat onder hierdie tema, die vrug van die Gees. Nou vriende, ek gaan net so kort vinnig net vir julle oorsig gee oor waarom Paulus dan nou spesifiek hierdie gedeelte geskryf het. Hy was besig om dan nou met die kinders van die Here in Galasië te praat, en hy het agtergekom dat hierdie gemeente, hierdie kinders van die Here wat waarlik met die Here gewandel het begin om toe te laat dat die dinge van die wêreld hulle beïnvloed. Hulle het begin toegee aan die vlees, en daardeur begin hy met hierdie woorde in vers 16 wat hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. So hy sê vir hulle uitdruklik dat julle het nodig om te besef dat julle moet in die Gees wandel. Julle is nou kinders van die Here. Julle behoort nie meer aan julleself nie, maar julle behoort aan die Here, en daardeur het julle nodig om hierdie lewenswandel te kan leef wat God verheerlik. Verskoon tog, vriende.
En ook sien ons dat ekskuus. Ook vind ons dat Paulus kom waarsku vir hulle en hy sê vir hulle dat hulle moet ook dan nou ten alle tye waaksaam wees. Hulle moet geen voorsorg maak vir die vlees nie, maar hulle moet seker maak dat hulle ten alle tye gehoorsaam is aan die Gees en dat hulle die wil van God uitvoer in hulle lewe wat heiligmaking is. Let op wat sê Galasiërs 5 vers 24, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. En hulle moes besef dat maar God se begeerte vir hulle is, dat hulle nader in die Here sal groei, dat Christus in hulle lewe gestalte sal verkry. En hoe kan Christus in hulle lewe gestalte verkry? Wanneer hulle in die Gees wandel, wanneer hulle hierdie vrugte van die Gees uitlewe. En dieselfde met ons as kinders van die Here. Jy sien vriende, ons het nodig om ook ten alle tye te wandel in die Gees. Ons het nodig om ook gehoorsaam te wees, om ons lewenswandel in te rig, nie meer volgens ons vorige lewe nie, maar in te rig volgens hierdie lewe in Christus. En ons het daarna gekyk Sondagoggend, toe ons gelees het daar in 1 Petrus 1 vers 14 tot 15, soos gehoorsame kinders moet julle in julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. En so moet ek en jy ook elke dag, vriende, toeneem in die vrug van die Gees. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons reinig en verander, sodat ons meer en meer gelykvormig kan word aan die Here Jesus. Ons begeerte moet wees om te sê, Here, ek wil elke dag, wil ek deur die Gees gelei word. Ek wil elke dag, daar waar die Gees my lei, wil ek gaan. Ek wil gehoorsaam wees. Ek wil hê dat U moet meer word in my lewe en ek minder. En om hierdie toegewyde lewe te kan leef, moet ek in U daagliks oorgee. En vriende, so gou vergeet ons, dat ons het 'n verantwoordelikheid. Ons is 'n lig wat helder skyn, en ons het nodig om hierdie lig te skyn. Ons het nodig om hierdie vrug van die Gees daagliks uit te lewe, sodat die wêreld daar buite kan sien, hoe lyk iemand wat deur die kruis, wat by die kruis uitgekom het, en wat verander is deur Christus Jesus. En dan het hierdie versie, nou gaan ons nou begin om verder te kyk na hierdie vrug van die Gees. Filippense 2 vers 15 sê, sodat julle onberisplik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. En dit is wat ons in gedagte moet hou, is dat ons moet juis 'n lig wees. En ons kan dit doen deur wanneer ons hierdie vrug uitlewe. So, die eerste een het ons klaar hanteer van liefde, vriende. So kom ons kyk, wat is die volgende eienskap van die vrug van die Gees, en dit is blydskap. Nou, ons lees daar in vers 22 wat hy sê, maar die vrug van die Gees is blydskap. En net vir interessantheid, ek wil dit ook net vir u noem, vriende, dat wanneer ons kyk na die Griekse woord vir blydskap, dan is dit hierdie woordjie gara. Nou dit klink baie vreemd, maar wanneer ons kyk dan nou na hierdie Griekse woord, dan impliseer dit op die volgende. Dit verwys na 'n diepe vreugde in my hart. En hierdie vreugde wat in my hart is vreugde in die Here. Dit is waar ek ook dan nou so gedurig deur, wanneer ek dink aan die Here, is daar blydskap. Wanneer ek die woord van die Here lees, is daar blydskap. En hierdie blydskap ontvang ek dan nou, wanneer die Gees van God in my binneste kom woon. En hier is wat ons moet verstaan vanaand. Hierdie blydskap wat die Gees vir my voorsien, is blydskap wat nie gebaseer word op omstandighede, of sukses, of mense, of wêreldse dinge nie. Maar hierdie blydskap is gefundeer in Christus Jesus en in sy woord. En die hartseer is vandag, vriende, dat soveel mense probeer blydskap te identifiseer as hulle sukses het, of as dit goed gaan met hulle en hulle is bly, dan dink hulle dit is blydskap wat goed is, maar dit is nie blydskap nie. Dit is net tydelike blydskap en gou gaan dit verby, want die oomblik as dit weer sleg gaan met hulle, dan staan nie meer blydskap nie. Maar hierdie blydskap wat die Gees vir my gee, is 'n ewige blydskap. Dit is blydskap wat vas bly staan in goeie
goeie sowel as in slegte tye. En hierdie bruidskap bly vas staan, vriende, want die Here is die onveranderlike God wat gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Sy woord is ewig vas en waar. So hierdie bruidskap wat die Here vir my voorsien, is bruidskap wat bly staan al wissel my omstandighede. En is hier die bruidskap in die Here waarvan Nehemia praat, daar in Nehemia 8, toe hy die volk bemoedig het om sterk te staan. Ek hou vir u voor wat lees ons daar in Nehemia 8 vers 11. Hy sê verder, het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink so dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die bruidskap in die Here, dit is julle beskutting. En is hier die tipe bruidskap wat die Gees vir ons gee, wat in die Here is, wat ons versterk, vriende. Dis hier die bruidskap in die Here wat 'n gebroke hart vertroos, wat 'n gebroke en 'n moedelose hart weer hoop gee om sterk te staan, om nie toe te gee nie, maar om te weet ek kan opstaan môre, want God is in beheer. Ek kan deur hierdie storm gaan, want die Here is met my. En is hier die bruidskap wat lei tot lofprysing en aanbidding in die storm. En hierdie bruidskap wat die vrug voorsien vir die kind van die Here, word gevind by die disippels. Ons sien hoe die disippels hierdie bruidskap uitgelewe het, vriende. Jy sien hierdie bruidskap in die Here het gemaak dat die disippels kon vas staan in hulle omstandighede, dat hulle God geloof en geprys het te midde van die stryd, te midde van die koue tronkselle. Nog steeds was daar 'n rustigheid, nog steeds kon hulle, verskoon die Engelse uitdrukking, nog steeds kon hulle gerejoice het in die Here, want hulle het geweet dat God is waardig om aanbid te word. Hulle het geweet dat hulle aanbid die getroue God, en daardeur het hulle verbly in die feit dat God se genade vir hulle genoeg is, en het hulle gerus in hierdie wonderlike verlosser. Weet op wat sê Handelinge 16 vers 25, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenes het na hulle geluister. Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. En weet op wat skryf een van die kommentaarskrywers oor 'n bruidskap, en dit kom dan nou spesifiek uit hierdie gedeelte van Filippense 4 vers 4, en hy sê, dit is waar dat kinders van die Here dikwels nie rede kan vind om in hulle spesifieke omstandighede te juig nie. Sekerlik wek die algemene boosheid, hartseer, ellende en dood in die wêreld geen vreugde nie. Mense is ook nie 'n betroubare bron van vreugde nie, want hulle kan verander, seermaak en teleurstel. Die enigste sekere, betroubare, onwrikkelbare, onveranderlike bron van vreugde is God self. Dis hoekom Paulus kinders van die Here beveel om in die Here bly te wees. En vriende, daar is baie kinders van die Here wat vandag onstabiel is, omdat hulle bruidskap gebaseer is op omstandighede. As dit goed gaan met hulle, dan sing hulle prys die Here met blye galme, maar as dit sleg gaan met hulle, dan is hulle bedroef en hulle loop rond met swaar gesigte. Maar jy sien, die Here kom, roep ons vanaand op, vriende, dat ons die vrug van die Gees moet uitlewe. Dat ons bruidskap geanker moet wees in Christus. En ja, vriende, die pad gaan nie altyd maklik wees wat ek en u moet loop nie. Daar gaan beproewings kom, daar gaan storms kom, daar gaan vervolging kom. Maar hierdie pad is beseker die moeite werd, want ons stap nie hierdie pad alleen nie. Ons het nou al reeds in hierdie reeks gesien en gehoor dat die Gees is met ons. En omdat die Gees met ons is, gee dit vir ons daardie bruidskap, daardie rustigheid om te weet, dat maak nie saak wat nie, die Here is met my. Hy gee my krag, hy gee my wysheid, hy wys die pad wat ek moet loop, hy bly getrou, hy is in beheer, hy is 'n veilige hawe. En dan wanneer ons besef wie die Here is, dan gee dit vir my en vir jou soveel redes om ons te verbly in die Here. Want ons weet, hy is die getroue en groote God, hy is die verlosser, hy is ons ewige hoop. Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en u staaf, die vertroos my. En vriende, wanneer ek en u besef wie die Here is en wat hy vir ons doen, en hoe groot sy liefde vir ons is, dan kan ons nie anderste as om hom te aanbid, ons in hom te verbly, en ten spyte van die omstandighede nog steeds bruidskap te kan hê, want ons weet, ons is nie hopeloos nie, maar die Here is met ons,
en hy stort nuwe krag in ons siel. Daardie kosbare koortjie wil ek vir u voorhou, vriende, omdat hy reef sien 'n kans vir môre, omdat hy reef geen vrees vir my, omdat ek weet, ja, ek weet hy hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy reef. En dan hierdie kosbare Halleluja lied 261, red op hierdie woorde, hy sê, hoe vel die besoeking, hoe Satan ook trag, om my te vertrap met sy hiel. Steeds gryp ek weer moed, want my Heiland is daar, en hy stort nuwe krag in my siel. Dit is wel met my siel. Hierdie man wat hierdie lied geskryf het moeilike omstandighede beleef. Maar die Here het vir hom blydskap kom gee in daardie omstandighede. Hy het die vrug van die Gees, hierdie blydskap, kon hy uitreef en kon hy vas staan in die Here en kon hy ook so die Here prys te midde van sy omstandighede. Selfde met die profeet Habakuk, ek hou vir u voor, Habakuk 3 vers 17 tot 19 sê, alhoewel die vyeboom nie sal broei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die draag van jou lyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil, die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekherpsnaar instrumente. En verskonde. Vanaand wat ons vir onsself moet vra is, waarin is u blydskap vanaand baseer? Lewe u hierdie vrug van die Gees uit van blydskap? Is u blydskap konstant omdat dit geanker is in die Here Jesus, of is jou blydskap op en af omdat jou blydskap vanaand baseer op omstandighede, op mense, op aardse dinge? En as jy doen, dan gaan jy nooit ware blydskap beleef in omstandighede nie. Maar as dit geanker is in die Here Jesus, dan maak dit nie saak hoe groot daai storm is nie, jy sal nog steeds blydskap hê. Maar kom ons kyk na die volgende vrug van die Gees, en dit is vrede. En Galasiërs 5 vers 22 gaan verder, hy sê, maar die vrug van die Gees is vrede. Nou, vriende, wat beteken hierdie vrede? Hierdie vrede is daardie innerlike kalmte, dis daardie gemoedsrus wat ek ervaar in die Here te midde van onrustige ekskuus, te midde van onrustige omstandighede. Ek gaan nou weer regkom. Vriende, hierdie vrede is ook daardie vrede wat Paulus ons kom beskryf in Filippense 4 vers 7, wat sê, in die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So, hierdie vrede kom van God af. Want jy sien, vriende, God self besit hierdie wonderlike eienskap van vrede. En Romeine 15 vers 13 sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. En nou moet ons verstaan dat voor my redding, met ander woorde, as ek nog in my ongeredde toestand is, dan beleef ek nie hierdie vrede van God nie, maar daar is vrees, daar is onrustigheid, want ek is nie met God versoen nie, want ek staan nog bekend as 'n vyand van God, ek staan nog onder die toorn van God. Daardeur, vriende, kan die ongeredde wêreld daar buite kan nie verstaan wat hierdie vrede is nie. Hulle dink dat vrede baseer op klomp ander dinge. As dit goed gaan met jou, dan is hulle rustig en hulle dink dit is hoe vrede moet wees, maar jy sien, hierdie vrede wat die woord vir ons kom wys, is vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis eerstens vrede wat ek dan nou kry met God, wanneer Christus my kom red, wanneer ek nuut gemaak word, wanneer ek oorgebring word van die duisternis na die lig, en ek ontvang die Gees, en ek staan nie meer bekend as 'n vyand nie, maar as 'n vriend, as 'n kind, as 'n erfgenaam, en ek is vergewe, en ek is skoon gewas, dan is daar vrede in my gemoed, daar is 'n vrede, ek wandel met God, ek is nie meer bang om na hom toe te gaan nie, maar daar is daardie vrymoedigheid in my hart om tot God te nader, want hy is my Vader. En daardeur lees ons dit in Romeine 5 vers 1 wat sê,
omdat ons dan in die geloof regverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. En dan gaan hierdie vrede verder, vriende, hierdie vrede brei ook uit daarop, dat wanneer ek nou as kind van die Here in moeilike omstandighede is, dan het ek ook vrede in my binneste, wat die Gees my kom gee, want ek weet, dat God is in beheer. Vrede wat ek ervaar wanneer ek 'n besluit moet neem en die Here kom gee vir my die antwoord, is daar vrede wat ek beleef deur die Gees, want ek weet dit is God se wil, ek is binne God se wil. En dit is belangrik dat ek en hierop sal ag gee, vriende, dat ons sal verstaan dat hierdie vrede vir ons help, dat hierdie vrede vir ons gemoedsrus gee, dat hierdie vrede vir ons ook dan so alle vrees na buite toe dryf, want hierdie vrede kom leer vir my, dat God is in beheer vir my lewe. Hierdie vrede kom leer vir my, dat daar niks op hierdie aarde is, wat my kan skei van die liefde van Christus, die daardeur skrywe Paulus in Romeine 8, wat hy sê, want ek is beseker, dat geen dood, geen engele, geen owerhede kan my skei, ekskuus, van die liefde, wat daar vir my is in Christus Jesus. Hierdie vrede bewaar my ook om nie toe te gee aan die leuns van die duiwel nie, maar dit help my om ook so dan te rus in die Here en te weet dat hy is in beheer. Ek kan hom vertrou met alles in my lewe. Hierdie vrede help my, vriende, dat wanneer ek bid, wanneer daar 'n worstelstryd is, dat dit ook vir my help om te weet dat die Here gee vir my krag om staande te kan bly. Psalm 112 vers 7, hy vrees nie vir die slegte tyding nie, sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. En die wêreld verstaan nie hierdie vrede nie, maar die oomblik wanneer hulle ook tot bekering kom, sal hulle verstaan wat hierdie vrede is. Jy sien, vriende, baie keer vra mense vir ons, hoe kan jy so rustig wees? Hoe kan jy so vrede hê in jou gemoed? En dan kan ons vir hulle sê, want dit is Christus. Dis Christus wat vir my hierdie vrede kom gee, deur sy woord, deur sy Gees. En die vraag is vanaand, liewe kind van God, is daar vrede in jou hart eerstens, met die Here, en tweedens is daar ook vrede om te weet, dat jy rus in die Here, en dat hy in beheer is van jou lewe. Maar die volgende punt van die vrug van die Gees, wat ek vir wil voorhou, is lankmoedigheid. Nou hierdie is 'n baie belangrike punt, vriende, want ons gaan nou daarna kyk, en so dikwels dan val ek en u met hierdie punt. Nou Galasiërs 5 vers 22 gaan verder, hy sê, maar die vrug van die Gees is lankmoedigheid. En wanneer ons gaan kyk na die betekenis in die Grieks vir lankmoedigheid, is dit die volgende, ek hou vir u voor, dit is geduld, verdraagsaamheid, selfbeheersing teenoor mense, om lang te vat voordat jy kwaad word. So die gedagte is, dit beskryf vir ons iemand wat nie vinnig ontplof in woede nie, maar iemand wat geduldig is, iemand wat genadig optree, selfs wanneer hy verkeerd behandel word deur iemand anderste. Maar hierdie lankmoedigheid, vriende, is ook om geduldig te wees teenoor iemand en hulle met die nodige liefde en respek te kan hanteer. En verstaan jy hoekom ek vir u gesê het, dat ek en u soms val hierin? Want hoekom, vriende, jy sien, die vlees is ongeduldig, maar die Here kom leer vir ons, dat ons nodig het om te verstaan, dat sy begeerte vir ons is, dat ons lankmoedig sal wees. En hierdie lankmoedigheid is deel van God se karakter. Ek hou vir u voor, Psalm 86 vers 15, maar u Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Psalm 145 vers 8, genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. En die Here kom bewys hierdie lankmoedigheid teenoor ons as sy kinders, vriende. Die Here is baie kere sy lankmoedig met ons, maar jy sien, ons is soms geneig om nie lankmoedig te wees met ander nie. Maar die Here kom vra vir ons, hy kom roep ons op, hy sê vir ons, my kind, wees lankmoedig, lewe 'n lewe van lankmoedigheid. En hier's die kosbare deel, die Gees van God kom help my om hierdie lankmoedigheid te kan uitlewe. En daardeur kan jy die onderskeid sien, dat die vlees is ongeduldig,
maar die vrug van die Gees is lankmoedigheid. En dis belangrik, vriende, dat ek en u as kind van die Here ook so lankmoedigheid sal beoefen teenoor mekaar. Ek gaan gou vir ons verse voorhou, Kolossense 3 vers 12, bekeer julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander krag het, soos Christus julle ook vergeef het, so moet julle ook doen. En dit is wat ons moet besef, dat ek en nie te verantwoordelikheid, vriende, ons moet lankmoedig wees teenoor my gesin. Ons moet lankmoedig wees, verskoon tog, ons moet lankmoedig wees teenoor ons lewensmaats, teenoor ons kinders, teenoor ons kleinkinders, teenoor ons ouers, teenoor ons medebroers en susters in die Here. En die hartseer van die tyd van ons liewe vriende is dat daar nie meer vandag hierdie verdraagsaamheid ontstaan nie. Mense skreeu op mekaar, mense vaar uit teenoor mekaar, hulle wil mekaar met die vuis bykom, hulle raak ongeduldig met mekaar. Hoeveel kinders raak nie vandag ongeduldig met hulle ouers nie, en sit hulle ouers in ouete huis en hulle besoek nie meer hulle ouers nie. Of selfs wanneer ons daar in die winkel is, vriende, hoe maklik dit kan gebeur dat ons nie lankmoedig is nie, dat ons ongeduldig raak, dat ons ongeskik raak, dat ons onbeskof raak. En dit is wat ons vanaand moet besef, dat dit dinge is wat die Here nie behaag nie. Dis nie hoe die Here verwag ons moet optree nie, vriende. Hy wil nie hê dat sy kinders bekend moet staan as mense wat onbeskof is nie, mense wat nie verdraagsaam is nie, maar hy wil hê dat ek en u moet verdraagsaam wees teenoor mekaar. 1 Korintiërs 13 vers 4, die liefde hoofstuk, en kan nie ook sien nou hoekom liefde so belangrik is, want liefde vloei uit tot lankmoedigheid, want wanneer ek die liefde van God in my hart het, en ek die Gees van God in my hart het, dan help hy my om hierdie lankmoedigheid te kan uitleef. Ek hou vir u voor wat staan nie, so die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie ouers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. En dan 1 Petrus 3 vers 8, en eintlik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. En dit gebeur so gou, my liewe broer en suster, dat daar 'n situasie kom, en voordat ek myself kan kry, wat gebeur? Dan ontplof ek. Ek verloor my hier meer. Ek skel my lewensmaat, ek skel die kind, of wat ook al dit mag wees. En in daardie oomblik kom herinner die Gees my, luister, my kind, wat jy nou gedoen het is verkeerd. En, ekskuus vriende, kan nie verstaan hoekom dit so nodig is, dat ek en u daagliks, ekskuus vriende, daagliks moet oorgee aan die Gees, om te sê, Here, kom help my vandag, dat ek lankmoedig sal wees. Here, ek weet as ek winkel toe gaan, dan daar by die winkel, daar in die bank, daar gaan lang rye wees, maar ag Here, sal jy asseblief vir my help, dat ek lankmoedig sal wees. Sal jy asseblief vir my help, dat ek u lig sal uitstraal. En ons moet verstaan dat, waar begin hierdie begin by die huis, en dan gaan dit na die werksplek, en dan gaan dit na die skool, daar by die samelewing, waar ook al ek beweeg. En vriende, dink net vir jouself in, hoe groot verskil sal daar wees, wanneer hierdie lankmoedigheid uitgeleef begin word in die lewe daar buite. Dit sal so groot verskil maak op die pad. Dit sal so groot verskil maak in die winkel. Dit sal so groot verskil maak in die gemeentes, in die samelewings. En kom ons begin om daardie verskil te maak. Kom ek en u begin, vriende, om te sê, maar luister, dit gaan by my begin. Ek gaan begin om die Here te vertrou dat hy vir my sal help om lankmoedig te wees. En dan moet jy weet dat wanneer ons hierdie stap neem, dat daar gaan versoekings kom, die duiwel gaan kom, hy gaan hierdie versoeking oor die pad bring, maar dat ons die Gees sal vertrou, dat hy ons sal help om sterk te staan, en dat ons ook so die Here sal verheerlik in en deur ons optrede. En dan die laaste punt, vriende, wat ons gaan hanteer vanaand, is vriendelikheid. Ons lees weer daar in Galasiërs 5 vers 22 wat sê, maar die vrug van die Gees is vriendelikheid.
vriendelikheid, dan beteken dit eenvoudig om 'n gees van sagmoedigheid te hê, om op te tree en besorgd te wees teenoor iemand anderste, om werklik gasvry te wees, om werklik daardie uitgangspunt te hê om te sê, luister, ek wil die volgende persoon met wie ek te doen kry, ek wil die liefde van die Here met hom deel, deur hom te groet, deur vir hom te vra hoe gaan dit, deur hom te help waar ek kan. Nou, die Engelse vertaling beskryf dit as volg, hy sê, to be gentle and kind to all. En hierdie vriendelikheid, hierdie gesindheid van om die liefde uit te straal, om iemand anders te help, word ontvang wanneer ons gered word, wanneer ons die Gees ontvang, dan kom help hy ons om hierdie eienskap te kan hê. En wanneer ons ook lees daarin Titus 3, vriende, ek het gisteraan daardie vers vir u voorgehou, maar Titus 3 sê vir ons dat die ongeredde mens is haatlik teenoor mekaar. Maar wanneer jy die Gees van God in jou binneste ontvang en hy kom verander jou hart en hy kom verander jou denke, dan is daar iewes skielik, is daar 'n gesindheid binne jou om teenoor die ander persoon hierdie liefde van God te betoon, hierdie vriendelikheid bekend te maak. En ek wil vir u sê, vriende, wanneer ons begin om hierdie vriendelikheid uit te leef, dan sal dit so groot impak hê op die mense rondom ons. Een van die wonderlikste voorbeelde wat ek en u kan vind van vriendelikheid, vriende, is by die Here Jesus Christus. Jy sien, die Here Jesus het toe hy op aarde was, het hy sy vriendelikheid bekend gemaak aan alle mense. Ja, selfs die mense wat hom uitgeskel het en gespot het aan die kruis. Wat het die Here Jesus gedoen? Hy het gebid en hy het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons lees in Matteus 11 vers 29 wat Jesus sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. En dan 2 Korintiërs 10 vers 1 wat sê, en ek self Paulus bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus. En wanneer ons ook kyk na die Here Jesus, dan vind ons, hy het ook daardie besorgdheid gehad vir mense. Hy was ook vriendelik gewees teenoor die kindertjies. Matteus 19 vers 13 tot 14, toe bring hulle kindertjies na hom, dat hy hulle die hande sou oplê en bid, en die disippels het hulle bestraf. Maar Jesus sê, ja, die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my toe te kom nie, want dan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En net so verwag die Here Jesus, vriende, van my en van jou, om ons vriendelikheid aan alle mense bekend te maak. Paulus vermaan die kinders van die Here daar in Filippense 4 vers 5. Hy sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. En weer eens, vriende, soos met lankmoedigheid, vind ons dieselfde by vriendelikheid. Die liefde is vriendelik. Ons lewe in 'n tyd, vriende, waar hierdie vrug, hierdie vriendelikheid nie meer baie bewys word nie. En die hartseer is in meeste kerke vandag, word hierdie vriendelikheid nie meer bewys nie. Mense wat instap by die kerk en hulle word skeef aangekyk, hulle word nie gegroet nie, hulle word nie welkom geheet en hulle sê vir hulle self, maar as dit die plek is waar Christus gedien word, dan wil ek nie daar wees nie. Dear vriende, moet ons besef dat ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie vriendelikheid elke dag uit te lewe. Om weer eens te begin by die huis, die Here te vertrou dat hy my daar by die huis sal help. Dat ek nie sal bekend staan as 'n buffel of iemand wat onbeskof is nie, maar iemand wat vriendelik is. Iemand wat liefdevol is. Iemand wat die lig van die Here uitdra. En dan by die gemeente. En dan selfs in die week dat dat ons nie net hierdie vriendelikheid sal bewys teenoor mekaar by die gemeente nie, maar ook selfs daar buite. As ons mekaar in die winkel kry om te groet en te sê, luister, hoe gaan dit met jou? Hoe was jou week so ver gewees? Ek sien uit om jou weer te sien. Selfs die mense vriende, die mense daar by die winkel om hulle ook te groet en selfs die karwag wat dalk miskien so lastig mag lyk en ek moes ook, vriende, wat ek vir die Here om verskoning moes vra, wat mens baie keer so gou geneig is om te sê vir die persoon, luister, jy hoef nie om my kar te kyk nie, maar ons kan dit met 'n meer vriendelike toon sê, om te sê, luister, is okay, ek's okay vandag,
jy het nie nodig om na my kar te kyk nie. So, jy sien daar soveel praktiese dinge hoe ek en u hierdie vriendelikheid kan uitleef. En weer eens, iemand wat gered is, kan nie dit uitleef nie, maar iemand wat gered is, wat die Gees in hom het, kan dit doen. Maar ons het nodig om elke dag oor te gee, om te sê, Here, ek is so afhanklik van u. Here, help my dat ek vandag sal kies om in die Gees te wandel. Dat ek vandag sal kies om die vriendelikheid van u uit te leef. En dat wanneer ek vriendelik is, dat mense sal besef, maar luister, wat het daai persoon wat ek nie het nie? En dat hulle dan vir ons sal vra, en dat ons die geleentheid het om ook die evangelie met hulle te deel. En vriende, ons moet besef dat die oomblik wanneer ek sê ek is 'n kind van die Here, die oomblik wanneer iemand weet dat ek 'n pad met die Here stap, dan hou hulle my lewe dop. En ek sal nie graag wil hê dat mense moet sê, maar luister, as dit 'n kind van die Here is, as dit hoe hy optree, as hy my nie eers vriende kan groet nie, dan wil ek nie een wees nie. Maar dat hy eerder sal sê, maar wow, as dit 'n kind van die Here is, ek wil so wees. En dat ons die evangelie met hulle kan deel. Baie kinders van die Here vriende loop vandag rond met lang gesigte, en dit lyk asof die lewe so swaar is. Maar kom ons vertrou die Here dat hy vir ons sal help, dat daar 'n liefde, 'n vriendelikheid, lankmoedigheid by ons sal wees, dat ons lewens 'n lieflike geur sal wees, wat God verheerlik. En kom ons vertrou die Here, dat hy ons hiermee sal help. Ek sluit af, ons het dan nou vanaand gekyk, na die res van hierdie vrug van die Gees, naamlik blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, en ons sal dan môre aand, vriende, gaan ons dan die laaste paar aspekte kyk van die vrug van die Gees. Maar net 'n vraag wat ek in die midde wil laat, vriende, is hoe lyk u lewe voor die Here in hierdie aand? Het jy al vrede met God, omdat jy kan getuig dat jy by die kruis van die Here Jesus uitgekom het, die Here Jesus jou siel uit genade uit gered het, en jy 'n kind van die Here is? Is daar blydskap in jou hart vanaand? Is jou blydskap geanker in die Here Jesus? Is jy vriendelik teenoor ander? Is daar lankmoedigheid vanaand in jou hart? Kan mense vanaand getuig en sê, maar luister, hierdie is 'n kind van die Here, want hy het by die kruis uitgekom, die vrug van die Gees vloei uit sy lewe. En vriende, as jy besef dat daar vanaand aspekte is waarin jy tekortskiet, dalk is dit vriendelikheid, dalk is dit lankmoedigheid, dalk is dit blydskap. Wil jy nie kom sê, Here, kom help my. Here, ek het u so nodig. Ek het begin om in die vlees te wandel. Ek sukkel met my meer. Ek sukkel partykeer om vriendelik te wees. Maar wil jy vir my kom help, dat ek in die Gees daagliks sal wandel. Wil jy vir my kom help, dat ander my vriendelikheid sal beleef. Dat ander my lankmoedigheid sal beleef. Dat my lewensmaat, my kinders, nie bang sal wees as ek met hulle praat nie. Maar dat hulle sal besef dat hulle kan met my praat. En dat hulle kan sê, my pa, my ma, is iemand wat lief is vir die Here. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, baie dankie dat ons vanaand na hierdie boodskap kon gekyk het. En Here, dankie dat ons ook net kon geleer het, Here, dit wat u woord vir ons kom wys oor die vrug van die Gees. En Here, ons moet vanaand erken dat daar soveel dinge is waarin ons tekortskiet. Here, baie keer dan wandel ons in die vlees. Maar help ons dat ons weer by hierdie punt sal kom waar ons in die Gees wandel. Help ons, Here, dat ons daaglikse lewe sal leef wat u verheerlik. En ons weet dit is nie altyd maklik nie, maar Here, gee vir ons genade. In Jesus naam bid ek dit. Amen.